Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ons eer die Here dat ons ook hierdie nuwe dag tegemoet kan gaan in sy wonderlike naam. Ons dank die Here vir al sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons. Net die feit dat ons 'n warm bed gehad het om in te slaap, dat ons 'n dak oor ons kop het, dat ons elektrisiteit het, dat ons 'n ketel kan kook, 'n koffietjie kan drink, kan eet, onsself kan voed, dat ons al hierdie voorregte het en bo alles God se woord, ander kinders van die Here, 'n kerk om by te aanbid, wat voorreg, wat genade voorreg uit die hand van die Here. En kom ons loof en ons prys sy wonderlike naam. Ons as kinders van die Here het vriende die grootste van voorregte wat ons aangedoen is, dat die Here 'n goeie werk in ons begin het en dat hy vir ons beloof dat hy dit sal volëindig. Daarom kan ons elke dag tegemoet gaan in sy naam, die naam bo alle name. Nou ons gaan vanmôre stil staan by die 12 oplossings wat ons wil gee vir mense wat depressief is, mense wat neerslagtig is, mense wat miskien gediagnoseer is as bipolêr of manies depressief of endogeen depressief. Ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie oplossings en ek vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee. Hier en daar is daar oorvleeling van dinge, daarom gaan ek by sekere dinge korter stil staan en by ander bietjie langer, maar kom ons val weg by die eerste ene en ons kyk in die volgende dag of 2 na hierdie 12 oplossings. Die eerste een, vriende, wat ons dan gaan kyk is, kry 'n volledige mediese ondersoek om ware mediese probleme te identifiseer of uit te sluit. Dis baie belangrik. Baie keer is jy deur 'n dokter pille gegee of jy was by 'n sielkundige, via die sielkundige dokter medikasie of 'n psigiater of iemand vir jou medikasie gegee en daar's eintlik geen mediese toetse gedoen nie. Daar's nie bloed getrek nie, daar's nie 'n MRI scan gedoen nie, daar was nie ekstrale geneem nie, niks van hierdie goed is gedoen nie, maar jy het hierdie skedule 5, 6, 7 medikasie gekry waarop jy miskien nou al vir maande is en jy voel net slegter en slegter by die dag, daar's ander neeweffekte, ander medikasie wat voorgeskryf word, dan vra ek vir jou, gaan na 'n dokter wat sy sout werd is en probeer goeie mediese toetse doen, sodat alle mediese probleme uitgewys kan word, of dan uitgesluit kan word. Onthou ons vir u gesê, vriende, mediese kwessies, onderliggende mediese probleme kan 'n mens moedeloos maak, depressief maak, skildklierprobleme, vrouens wat in hulle oorgangsjare is, ons dink aan mense wat kanker onderlede het, vriende, verskillende dinge wat in ons liggame gebeur, dit is so, miskien suikersiekte of een of ander iets, dit kan 'n effek hê op my emosionele toestand, daarom is belangrik om nie net medikasie te neem nie, maar vriende, daar die toetse te doen om seker te maak, liggaamlik is ek gesond, dit gaan met my eintlik goed, so, daar is iewers anderste 'n probleem, dit is nie 'n mediese kwessie nie. Dis vir my hartseer dat dokters 'n skedule 5 tot 7 medikasie voorskryf vir blakende gesonde mense wat net sukkel om te cope met hulle omstandighede. Dis eintlik, vriende, dis krimineel as 'n mens daaraan dink. En soveel mense word dag vir dag uitgestuur uit spreekkamers en mense gaan in hierdie ellende voort en neem baie keer hulle lewens. En ek wil vir u sê, daar gaan 'n dag aanbreek dat die Here rekenskap van dokters, van sielkundiges, van psigiaters, van predikante, van beraders gaan eis, as ons nie die woord van God onder mense se voete indruk nie. Die tweede eenheid is doen die volgende regte ding. Dis belangrik wanneer iemand aan depressie ly of in hierdie depressiewe toestand sit, om vir hulle te sê, luister, doen die volgende regte ding. Help die persoon, vriende, en as jy daai persoon is dit noodsaaklik om hierdie persoon aan te moedig om hulle lewensverantwoordelikhede nie te verwaarloos nie. Ek het vir u vertel van Elisabeth Elliot, hierdie vrou wat na 'n man se dood ook geweldig depressief geraak het, en hoe sy besluit het en die Here ook deur sy woord haar opgewek het om net elke môre die volgende regte ding te doen. Sy opstaan na bed op te maak, in haar hare te kam, haar tande te borsel, dan vir haar 'n koffietjie te maak, dan haar Bybelstudie te hou. Sy het al geforseer, sy het al verplig om hierdie goed te doen. En jy kan vir my sê, maar luister, ek is so depressief, ek is nie lus om dit te doen nie. En dis juist die ding, vriende, ons moet onsself, ons liggame kastei en dit diensbaar maak. Luister, as jy op medikasie gaan jy nog minder dit wil doen. As jy 'n pil drink elke dag, gaan jy nog minder hierdie uitdagings en hierdie lewensverantwoordelikhede kan nakom. Daarom moet u onthou, depressie is 'n afwaartse spiraal. Daarom moet jy ons aandag gee aan hierdie lewensverantwoordelikhede, om te help, vriende, dat hierdie depressie vir my nie erger en erger en erger word nie. Want soos ek dinge nalat, so voel ek slegter daaroor, so kom my argumente, so sak ek verder weg in my ellende, ek verloor miskien my werk, of daar's argumente by my huis, of wat ook al. Daarom as kind van die Here, onthou hierdie hele storie, hierdie hele beradingskursus amper gaan vir die kind van die Here.
As jy weergebore is, die God se Gees wat in jou woon, en jy kan hom vra, Here, help my om die volgende regte ding te doen. My eie vrou, vriend, het op 'n stadium in die bediening deur baie stryd gegaan. Geweldige besige gemeente wat ons in was. En die eerste ding wat die dokter gedoen het, op medikasie gesit. En sy daai medikasie vir 'n paar weke gebruik, het my gesê, luister, ek voel erger as ooit in my lewe. En God was genadig. Dit is donkie jare terug, dat die Here so genadig was, dat sy hierdie voubaljet gelees het en gesien het, al hierdie neeweffekte, die goed weggegooi het en gesê, Here, leer my om die volgende regte ding te doen. Jare het verbygegaan, en ons eer die Here vir sy getrouheid, want hy is ons in staat steller. Die volgende een, vriende, wat belangrik is implementeer 'n skedule. Nou vriende, hoe sal die implementering van 'n skedule my help in my depressiewe toestand en in my toestand van neerslagtigheid? Eenvoudig, die tyd en emosionele energie wat 'n depressiewe mense aan top en bekommernis en selfbejammering spandeer. Vriende, tap jou energie en dit moet nou herlei word. 'n Skema moet elke dag op dieselfde tyd gaan slaap en opstaan, eet op vasgestelde tye, oefen bietjie, 'n sinvolle plan om jou lewensverantwoordelikhede bietjie vir bietjie aan te pak. Daarom is 'n skedule baie belangrik. Daarom moet 'n mens as kind van die Here sê, Here, help my om meer gedissiplineerd te wees. Dis eintlik maar eenvoudig wat hierdie hele punt vir ons wil verduidelik. Dat ek meer gedissiplineerd sal wees, dat ek sal weet ek moet sekere tyd opstaan. Verplig jouself om op te staan. Eet, moenie eet as oorslaan nie. Moenie wanneer jy miskien vanmiddag agterkom het ook niks geëet nie, klomp suiker inneem nie, wat weer 'n ander effek in jou liggaam het nie. Probeer bietjie oefening inkry. Al gaan stap jy net om die blok saam met jou man of al doen julle bietjie oefening saam. Dis belangrik dat jou liggaam net so bietjie aktief kan raak. Die bloedsomloop so bietjie in jou liggaam net versterk kan word en dis belangrik om 'n skedule te implementeer. So ons nou gekyk, kry volledige mediese ondersoek, doen die volgende regte ding, implementeer 'n skedule. En dan die laaste een van vanmôre is, dink reg oor jou gevoelens. Filippense 4 vers 8 gee vir ons 'n baie belangrike ding. En dis 'n ding wat ons moet ter harte neem as kinders van die Here. Hoor dit staan in Filippense 4 vers 8. Die apostel Paulus skryf oor die gedagte dat ons moet verbly in die Here, ons vriendelikheid moet aan alle mense bekend word, ons moet oor niks besorg wees nie, maar ons begeertes aan die Here in gebed opdra. En dan sê hy, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof al ook mag wees, bedink dit. Dis noodsaaklik om jou gedagtes te oefen om reg te dink. Jy sien vriende, God se woord is meer waar en akkuraat as jou gevoelens. Luister wat God se woord sê oor jou lewe, oor jou situasie, oor jou omstandighede. Vriende, identifiseer onbybelse denke of onbybelse optredes wat na vore kom en wat jou in moedeloosheid laat verval, in neerslagtigheid en in depressie laat verval. Dis belangrik om hierdie groot waarheid raak te sien, want God se woord is meer akkuraat as ons gevoelens en emosies. En dan vriende, regte optrede is geneig om regte gevoelens te produseer. Daarom tree daar volgens op. Onthou u vir Kain? Toe sy gesig gehang het omdat die Here sy offer verwerp het en sy broer Abel se offer aangesien het. Toe sê die Here van, waarom hang jou gesig so? Kom, jy moet ophou dat jou gesig so hang, jy het verkeerd gedoen, maak reg wat jy verkeerd gedoen het, doen die regte ding, dan sal jou optrede kan verander. En nou vriende, ons weet dat Kain dit nie gedoen het nie, en die hartseer gevolge lees ons van in die Bybel. En dan vriende, weier om deur jou emosies oorheers te word. Luister, ons emosies kan ons nie dikteer nie. Ons emosies kan nie ons lewensgang bepaal nie. Emosie is deel van ons lewe, maar emosie kan nie toonaangewend wees nie. Luister, ek het verskillende tye, verskillende emosies, maar ons tree nie altyd daar volgens op nie. Dikwels wanneer die omstandighede nie gunstig is nie, hou ek my emosies maar so half hier onderlangs en dan wanneer ek miskien by my huis is, dan ek het uitvaar en dit werk net nie so nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons moet reg dink oor ons gevoelens. En ons moet dink oor God se waarheid, God se woord. En ek moet vir julle aan die begin is dit moeilik. Ek onthou op 'n stadium toe ek ook maar baie neerslagtig, depressief was, op 'n stadium in hierdie gat van depressie weggesak het, dat ek my moes leer om reg te dink. Dat ek gedurig deur vir myself sê, luister, jy gaan nie verder aan hierdie ding dink nie. Jy gaan nie aan hierdie ding dink wat jy soveel hartseer of wat jou soveel hartseer berokken het, of hierdie vrees wat vir jou voorlê in die toekoms, of die ding wat jy bang is oor jou kom. Jy gaan nie. Jy gaan begin dink wat die Bybel sê.
alles wat reg is en alles wat waar is en alles wat eerbaar is. Dink eerder oor verlore siele. In plaas van jouself te bejammer in jou siekte toestand, bid vir ander siek mense. Vertrou die Here dat hy jou sal gebruik, dat hy jou 'n instrument sal maak in sy hand. Want dit is vir God se kinders. Die toonaangewende en die absolute waarheid is God se voorbeeld van sy seun Jesus Christus in die woord. God wat mens kom word het, die apostel Paulus, Petrus, soveel voorbeelde wat ons kan navolg en sê, Here, hierdie voorbeelde wil ek najag en ek wil my gevoelens kruisig en ek wil my kruis opneem en u volg en ek wil my gedagtes vul met u waarheid sodat ek u kan verheerlik. Sal môre aangaan, vriende, dan kyk ons na verdere oplossings. Mag die Here ons seën, mag die Here hierdie wysheid in ons harte vasmaak. Dis eenvoudige Bybelse waarhede, maar vriende, dis lewensveranderend as ons deur die krag van die Gees dit toepas in ons lewe. Seën vir u, groete, mooi dag verder, Tara.